vroeg vanmôre het ons al in Power Hour begin besef, hier is iets anders. En ons besef toe nou een ding, daar is resistance, daar is weerstand teen die waarheid. En ons kan dit verwag, die dag waarin ons is, maar dit is duidelik, daar is weerstand teen die waarheid. En baie mense sal terugstaan. Ek hardloop nou alles hiervoor uit. Baie mense sal terugstaan, eerder om polities korrek te wees. Hoor wat ek sê. Terwyl die Here in gees en in waarheid wil werk en wil beweeg. So ek wil jou uitnooi vanmôre, maak jou gees oop, maak jou hart oop. Dis die interessantste tema wat ek in my lewe nog gehad het. Lapswaarde. Maar hoor hierdie woord van die Here. So ruk terug by my uitgekom. Jy weet mos, iets slaan jou so in jou gees. Toe, nou weet jy net, nou praat die Here met jou. En die Here praat met my, ek sê, Here, verduidelik vir my hierdie skrif wat ek lees. Verduidelik dit vir my, maak dit vir my oop. Ek verstaan nie mooi nie. Party van ons is nog 'n bietjie dom. En die Here breek dit vir my oop en ek kry 'n dringendheid in my. Ons sit hierso met droomsel wat ons aangebied het. In een aand kom 'n kosbare sussie van die Here na my toe, wat mooi by die Here hoor. Niks hiervan gepraat nie, en na die tyd sê sy vir my, pastoor, wat beteken daai skrif in die woord? En ek sê, Here, is 'n waarmaker van die woord. So ons wil baie graag vanmôre met julle hierdie deel. Julle moet verstaan, ek het dit hier geskryf en ek wil dit vir jou lees. In ons gemeente in Shalom, we are busy rekindling and realigning to deeper spiritual walk with God. It's a preparation, it's a forerunner to revival. Jy ken die spreekwoord wat sê, herlewing begin by jouself. Die Here is besig om iets te doen. Besef jy vandag, baie van ons mense is so gebrekkig geestelik ingestel. Laat elke ander ding waarmee ons te doen het, satanisme, voorvadergeeste, ja, dis ook in, wag, wow, daar's nog tradisie ook. Al daai goeters is meer geestelik ingestel as ons. Jy het al agtergekom? Ek dog ons is die bruid. Ek dog ons is kinders van God. Ek dog ons is juis hulle wat deur die gees van die Here gedryf moet word. So ek gaan vanmôre begin en sê, ons is besig om al hoe meer sensitief te raak vir die gees van die Here. Kom jy dit agter? Kom jy dit agter in ons dienste? Ons is op die punt waar ons baie meer ingestel is om die gees van die Here te hoor. Baie meer. En dan die derde ding is baie belangrik, ons het 'n dieper verwagting en honger vir dit wat die Here gaan doen. Kom ons vertel julle iets wat julle almal weet. Julle al advertensie gesien van een of ander loodgieterplek, wat 'n akteur instap, en dan het hy ietsie wat hy soek, en kom hy uit met die hele trolley vol goed. Dan sê hy, ek het alles gekoop wat ek nie geweet het ek het nodig nie. Is 'n goeie advertensie. Nou baie van ons kom op daai punt wat ons sê, ons het 'n honger vir die Here. Maar onthou nou, jy weet nie wat jy mis nie, omdat jy nie weet wat jy mis nie. Ek sê dit met groot respek hierso. As jy in jou lewe die krag van God beleef het, as jy die krag van herlewing al gesmaak het, wat dit die Here is, nie 'n mens nie, die Here is jy verslaaf daaraan. Niks anders sal goed genoeg wees nie, want jy wil die gees van die Here beleef. En raai wat? Die Here is op pad. Die Here is op pad met hierdie gemeente. So maak jouself reg, jou hok gaan geskit word. Dit is nou maar net so. Maar dit is hoe dit is. Ek sê, Here, maak nie saak wat nie, verander my. Bring my in lyn met dit wat U wil doen. So ek begin nou met 'n baie interessante skrifgedeelte vanmôre. Jesus aan die woord. Do not think that I have come to bring peace on the earth. I have not come to bring peace, but a sword of division between belief and unbelief. Verskriklik, as 'n mens menslik dink. Die Here het gekom om 'n swaard te bring. Hy het gekom om stryd te bring. Hy het gekom om oorlog te bring.
Want vir hom gaan dit oor lig en duisternis. Dit gaan vir hom dood eenvoudig oor God teenoor heidene. En dit gaan vir hom dood eenvoudig oor gees teen vlees. So ek wil begin vanmôre hier en sê, die Here het die swaard gebring in hierdie wêreld, onthou dit. Maar daar's 'n rede. Ons ken die geskiedenis, ons weet wat het gebeur. Ons weet hoekom moes daar 'n paar dinge in plek geval het. En dit is wat besig is om te gebeur. So, onthou julle toe die disippels aanvanklik uitgestuur was. Wat was die Here se opdrag aan hulle? And he said to them, when I sent you out without a money belt and provision bag and extra sandals, did you lack anything? And they answered, nothing. Daar was 'n stadium in die kerkgeskiedenis waar Jesus sy disippels uitgestuur het en gesê het, gaan verkondig, gaan vertel wat julle weet, gaan doen wat julle geleer het by my. Was Jesus nog daar? Ja, hy was mos nog op aarde. Maar hy het hulle uitgestuur en gesê, gaan, moenie geld saamvat nie, moenie daai kospakkie en kosblik saamvat nie, moenie ekstra sandale vat nie, gaan verkondig die woord. Nou daai tyd se sandale was nie Nike's en sulke goed nie. Dit lyk my hulle het nie lank gehou nie, maar hy het gesê gaan verkondig die woord. En dan vra die Here, het julle iets kort gekom? En sê hulle niks kort gekom nie. Hoekom nie? Dis so maklik, as jy besig is met die opdrag van die Here, dan voorsien die Here. Dit sal altyd so wees. Maar onthou nou, die koning van die konings was saam met hulle. Hy het saam met hulle beweeg. Nou ek glo dit moet my draai, toe Jesus op aarde geloop het, ek wens die mense kon om hom sien, wie saam met hom was. Ek wens hulle kon in die gees sien, hoe sy beskerm, want onthou, daar's 'n doel. Hy het 'n doel gehad, hy moes kom sterf aan die kruis, hy moes hy prys betaal, dis 'n statement in die geesteswêreld. En daarom is hy beskermd gewees. Nou moet julle weet, hierdie 11, 12 disippels, is ook onder hy beskerming gewees, onder die sambreel van die beskerming, want hulle was in die teenwoordigheid van die Here. Daarom het die Here vir hulle gesê, julle hoef niks saam te vat nie, en julle sal niks kort kom nie. So dis goed gedoen, dis bonatuurlike voorsiening van die Here, dis beskerming, dis salwing, al daai goed. Hoekom? Want dis deel van Jesus se opdrag, en sy opdrag was nog nie klaar nie. Maar toe, but now, sê die Engels, die Afrikaans sê, vandag, as ek nou vir jou sê, die Here kom vandag, hoe gaan dit jou lewe verander? Jy gaan 'n paar dinge in plek sit, ek reg. Jy gaan seker maak van 'n paar goed. Jou prioriteite gaan skielik skuif. Jou wêreld gaan baie vinnig by mekaar moet kom. Want jy weet mos nou vooraf wat gaan gebeur. Maar die skrif sê, but now. Die eerste een was Matteus 10:34. Hierdie is in Lukas. Gaan hy aan en hy sê, but now, the Amplified sê, then he said to them, but now, he who has a money belt is to take it along. And also his provision bag. And he who has no sword is to sell his coat and buy one. Nou hierso begin mense nou vassteek en sê hulle, wow, weerspreek die Here homself. Hy het vir hulle gesê, moet niks saamvat nie, julle het niks kort gekom nie, en nou sê hy, vat 'n moneybelt, vat jou kosblik saam, en as jy nie 'n swaard het nie, verkoop jou boekleed, en koop vir jou swaard. Jesus, ek ruik net pompoenbrand, almal dink, hoe werk hierdie storie? Die Afrikaans sê so mooi, en die boodskapper, hy sê, maar kyk, vandag is alles anders. Hier's 'n nuwe fase, is ek reg? Hier's 'n nuwe ding wat gebeur het. Nou ons almal weet, dit wat daar gebeur het is, what was about to happen? Is there a change in the strategy? In the battle plan? No, but the battlefield has changed. Dis die aand wat Jesus verraai is en gevange geneem is. Sy werk op aarde was klaar, sy bedieningswerk. Hier's die laaste cherry wat hy moes deurkom. Die nag wat alles verander het vir my en jou. Wat alles verander het. Die nag wat die reddingsplan van God vir my en jou werklik ingeskop het.
En dan ook die nag wat die pad na die Vader weer vir ons moontlik gemaak is. Julle moet verstaan, as ons nog in die ou bedeling was, kon ons nie beleef het wat ons vanoggend beleef het nie. Jy het nie 'n direkte toegang tot die Vader, tot die troonkamers van die Here. Jy moes deur 'n priester werk. Jy moes 'n paar dinge slag en offer. Maar die Here het vir ons moontlik gemaak. The moment that millions of spiritual allies entered the new battlefield. Die oomblik toe elke kind van God op hierdie gevegsfront betrokke geraak het. Dit is wat but now beteken. Dit is wat vandag beteken. Dis waartoe die Here ons gelei het. So, before that, Satan thought he was in control. Julle almal ken die storie, ek het al hieroor gepreek. Hy het gesê, Father God, I will get you back. Die Here het vir hom gesê, luister, jy is 'n skepsel. Ek is die skepper. Jy kan nie. En toe sê hy vir die Here, goed, dan gaan ek dit wat die naaste aan jou is terugkry. Ek gaan jou seun doodmaak. Toe sê die Vader van, go for it. En hierso het dit nou begin gebeur, want hier is ons nou op die vooraand van dit. Die oomblik toe dit gebeur het, en Jesus sterwe, wat gebeur? Hy gaan al die sleutels van die doodryk. Hy gaan al die afgestorwe gelowiges saam met hom, hy vat hulle saam. En die duiwel weet, oh man, ek het dit nie gesien kom nie. En wat doen hy nou? Hy sê, okay, ek gaan nou aanval wat die naaste aan julle albei se hart is. Julle kinders. En dis waar ek en jy sit. Dis waar ek en jy vandag is. Hy gaan sy bes probeer om jou af te breek. Ek het al oor gepraat. Maar dit is so mooi. Dis hoekom ons Jesus dien met alles wat ons het. Hy's 'n leier op aarde gewees wat geloop het heel voor. Hy was die voorbeeld. Hy was die ene wat gedien het. Hy het gelei deur sy voorbeeld. Hoekom? Hy vertel vir die disippels, luister, hier kom nou 'n ding, maar ek gaan eerste daardeur. Ek gaan eerste deur die seer. Ek gaan eerste deur die pyn gaan. Ek gaan eerste doodgemaak word. Daarna gaan julle ook daai pad loop. Hy lei met sy voorbeeld. Dis awesome om so 'n leier te hê. Jy het nie nou meer 'n priester nodig na wat hier gebeur nie. Jy het direkte toegang tot die Vader, want Jesus het dit mos bewerkstellig. So, dit is die beginsels daarvan. Onthou, ek sê dit met groot respek. Toe Jesus op aarde geloop het, kon hy op al die plekke gelyktydig wees? Nee, hy kon nie. Hy kon net op sekere plekke wees op 'n sekere tyd. So hy het 'n invloedssfeer gehad rondom hom. Nou dat hy sê, vandag verander alles wat gebeur. Hy kan deur my en jou met sy Heilige Gees enige plek wees. So die footprint, goeie Afrikaans, die footprint word baie groter. En hier is die plan van die Here. Dis wat vir my so awesome is. Dis nie net vir die disippels nie, dit was vir ons almal. Ek skryf dit hier. And the adversary instantly became more radical, furiously angry, relentless in his ideology, bloodthirsty, out of control, filled with raw hatred, because he didn't see this coming. Hy het nie gesien, hier staan nou oral kinders van God op, wat in dieselfde krag as Jesus beweeg nie. Dit het hom mal gemaak. En nou kom hierdie skrifgedeelte en hy sê dit. Hy sê, but now, he who has a money belt is to take it along, and also his provision bag. And he who has no sword is to sell his coat and buy one. What? Hoekom? Hoekom 'n swaard? Waaroor gaan dit? Onthou, jy het nou uitbeweeg onder die beskerming van die teenwoordigheid van Jesus, die disippels waar hulle was. So jy was undercover. Skielik beweeg jy daar uit, want Jesus is nie meer daar nie. Nou is jy exposed, maar jy het die Heilige Gees. So dis die volgende stap in hierdie ding. So ek gaan dit nou vir julle bymekaar bring, moenie my so kyk nie, julle sal sien. Nou 'n oorkleed, 'n oorbokleed, kom ons stel dit so, het sekere funksies gehad in die Bybelse tyd, en hier is die sleutel. Die Here sê, gaan verkoop hom, kryf jou swaard. So jy moet prys gee van 'n paar goed, ek reg.
Jy moet dit gaan verkoop. Nou wat het 'n boekleed gewees? Hulle noem dit 'n coat or a surcoat. In biblical times was more than just a piece of clothing. It was a symbol of authority, a practical necessity for protection, rank, self-righteousness, and a representation of one's identity and status. So ek neem aan, daar was verskillende kleure. Party is net anders tegelyk. Party ouens het, jy weet nou seker altyd iemand wat van die skaal afgaan. Nou jy het al gelees van Johannes die Doper? Hy het velle gebruik. Hy het velle gehad vir hierdie boekleed. Nou die velle, ek weet nie of dit muisond was of wat dit was nie, maar hy het velle gebruik. Dit was nie net 'n gewone mooi kleed nie. Maar ander mense met rang, jy het 'n sekere status daan gekoppel. Daar's 'n sekere kleur aangekoppel. As daai ou aankom met 'n rooi en dan weet jy hy's 'n Ferrari fan. Jy weet dis daai goeters wat so mooi is, want dit gee vir jou identiteit. Dan kom Jesus. Dan sê hy verkoop dit. Gee dit prys. Kry vir jou swaard. Sê Here, maar gaan ons nou battle? Nou, julle is in goeie geselskap as julle dit sê. Want daai kleed is ook 'n simbool van jou mindset. Dis 'n simbool van jou beliefs, wat jy glo. Wat is die dogmas wat jy het? Trots, jou intellek, verseker. Maar hier is die probleem. Die tyd waarin ons ingaan, volgens hierdie, gaan jou status jou nie meer help nie. Jou reputasie gaan jou nie meer help nie. Daar gaan 'n plek kom waar jou invloed nie meer gaan help nie. Ek het vriende in hoë plekke. Jy moet jou vriende hê in die hemel, die hoogste plek. Daai goeders gaan teen jou begin tel. Onthou nou, julle ken my al, Romeine 8 vers 5. Die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Ek sê dit met respek, maar hoor my hart. Jy kry mense, hulle is so geestelik soos 'n kruiwa. Hulle het mensekennis, hulle het Bybelkennis, teologiese kennis, maar het geen verhouding met God nie. Hulle wil alles met hierdie delting box uitsort. Hulle aanbid hulle eie intellek. Dis eintlik waarop het neerkom, maar dit is so hartseer. Kom ek bewys dit vir julle, die disippels versoek daar. Lukas 22, die disippels taalteam, nadat Jesus gesê het, gaan verkoop jou kleed, koop 'n swaard, kom die disippels en sê, Lord, we already have 2 swords. Hey, hulle was 11 plus, nou het hulle 2 swaarde, ek weet nie as die manier wat hulle dit gesien het, dit sou help nie, om hulle self te beskerm nie. Nou met julle die prentjie sien, ek se prentjie mens, wat Jesus vir hulle sê, you still don't understand. Hoekom? Want die Here praat geestelik. Hulle dink vleeslik. En ons weet wat er daarna gebeur. Daar is sy oor afgekap. En al sulke dinge. Partykeer wil ou dit doen. Maar mens kan nie altyd nie. Daar is oor afgekap. Gelukkig die Here het gesien. Die Here het vir hom gesê, bære, daai swaard. Maar dit gaan verder. Nou kom ons by polities korrek. Dieselfde man, Petrus, nadat Jesus vir hom gesê het, dit sal alles gaan gebeur en alles gaan regkom. Maak Petrus 'n uitspraak, godsdienstig perfek, teologies perfek. Hy pas die woord toe, man. Dis presies soos dit moet wees. Hy sê, mag God dit verhoed, dat jy daardeur gaan, terwyl hy praat met die Seun van God. Wat is Jesus se antwoord? Gaan weg agter my, Satan. Hoekom? Want nou werk Petrus saam met die bose, is ek reg? Hy werk teen dit, hy bevraagteken dit. En Jesus sê vir die een vir wie hy regtig lief was, die een wat saam met hom was, gaan weg agter my, Satan. Hoekom? Hy spreek die Gees aan. Hy spreek die Gees in daai persoon aan. Nou is my ding, hierson is dit my baie mooi. As ons heeltyd polities korrek wil praat, dan is daar sekere goed wat jy nie gaan sê nie, want jy gaan iemand offend, is ek reg? Nou wat is polities korrek dan in plain prat Afrikaans? Kompromie. Is ek reg? Want jy is bang vir die nagevolge. Jy is bang vir wat gaan gebeur hierna. Nou ek het niets vir jou.
As jy kompromie aangaan, werk jy saam met? Eina. As jy nie kompromie aangaan nie, kom die Here jou tegemoet. Dan werk hy saam. So kyk, hoe kan iemand wat soveel jaar saam met Jesus elke dag gewandel het, elke wonderwerk gesien het, elke lering gehoor het, nog steeds vleeslik ingestel wees. Dit is so hartseer, maar dit is so deel van ons lewens, ons is almal daar. Maar die Here wil hê ons moet geestelik by die regte plek uitkom. So, op die oomblik maak die gees van misleiding amok. Reg oor die wêreld, julle sien wat gaan aan. Julle hoor die uitsprake wat gemaak word. Dit is skrikwekkend, as jy sien wat mense op sosiale media sê. Dis altyd hierdie bekendes, die celebrities, wat hierdie snaakse uitsprake maak. En ongelukkig, polities korrek, het in die kerk ingekom, en dit het 'n lelike ding geword. Ons noem dit church lingo. Want daar's 'n groot geheim, en ek wil dit graag vir julle demonstreer. Voorbeelde. Wie van julle het al gehoor, as jy die Here dien, gaan dit met jou net goed gaan. Come on. Wie van julle het van die kansel af gehoor? Ek wil nou nie snaaks wees nie, maar dis nie my belewenis nie. Miskien is ek nie heilig genoeg nie. Maar dit is nie my belewenis nie, hoekom? Want ons is in 'n stikkende wêreld. En daar's 'n vyand wat sê, ek gaan jou kinders kry. Dit wat die naaste aan jou hart is, gaan ek kry. Maar nou vertel ons dit in die kerk, mense kom tot bekering, en dan begin die aanslag kom, en die vyand los nie maklik nie. En tjoep, weg is hulle. Wil niks met die kerk toe doen, maar die ouens lieg. Want die beginsel is nie oorgedra nie, verstaan? Maar ons gebruik die mooi woordjies. As jy eers die Here dien, is dit net manskin en rose. Dis net dorings en grond. Die God van liefde sal nie toelaat dat dit en dit gebeur nie. Lees die woord. Lees die woord. Daar's nie 'n kompromie nie. Dit is hoe dit moet wees. En dan die interessantste een. Die Here sal verstaan. Het julle al daarin gehoor? Die Here sal verstaan. Nee, die Here gaan nie verstaan. Hy gaan nie sy woord verander om by jou aan te pas nie. Jy moet in lyn kom. Weet jy, daar's 'n ding wat losgekom het in die wêreld, ons noem dit entitlement. Elkeen het 'n reg. Elkeen het sy eie sê. Dit wat hy glo is reg. En dit maak soveel moeilikheid. Weet jy wat die sleutel hier? Met al hierdie skrif wat hy aanhaal, met al hierdie tipe van goed. Konteks. Gaan kyk, hoe is daai woord in konteks geskryf? Waarop is dit van toepassing? Ek gaan nou 'n ding sê en hulle gaan my skors. Gaan my uit die kerkewêreld uit verban. Ek gaan nou 'n ou heilige koei doodmaak. Wie van julle, ek het ook so groot geword. Wie van julle het so klein boksie gehad met sulke Bybelversies en staan daar op koringkorrels? Onthou julle daai een? Ek kan dit nie hard sê nie, maar hoor my hart vandag. Baie mense is opreg, hulle het gaan bid, sê Here gee my 'n woord en dan trek hulle hom uit. Yes. Hulle het dit reg bedoel. Maar as die beginsel reg. Weet jy hoeveel mense het deur dit geval? Nie meer die Here gedien. Ja, dis 'n belofte in die woord van die Here, verseker. Maar in watter konteks? En daar word ons mislei. En daar val ons. Dis so hartseer, want die mense doen so, ek weet van mense, hulle het daai beloftetjie gevat, dan plak hulle hom op hulle spieël. Die een nog saam my ou gery het, in sy kar op die triespieeltjie. Ek sê vir hom, nou, hoe sien jy in die triespieeltjie? Hy sê nie, hy sien die belofte. So, 'n mens moet versigtig wees hiervoor, want die goed is nie lekker nie, dis deel van die pret. Nou goed, ons kom uiteindelik by my tema uit. Uiteindelik. Hier begin 'n nuwe fase aanbreek wat Jesus aankondig. Hy het op aarde gekom, die disippels uitgestuur, hulle kon maak wat hulle wil, alles was reg. Hulle kom terug. Hy sê vir hulle, goed, nou die tyd aangestap. Hy sê dit nie in soveel woorde nie, eers later. Hy sê, maar die tyd het gekom dat ek die prys gaan betaal. Dat ek gaan doen wat ek regtig hiervoor is. Maar dan is julle op julle eie. Maar ek gaan julle nie as wese agterlaat nie. So hier's 'n volgende fase wat nou gaan inskop. Hier's 'n volgende ding, en raai wat? Julle ken die mentorskap beginsel? Kom loop saam met my, dan kyk jy hoe doen ek dit.
Volgende keer, kom ek en jy doen dit saam. Volgende keer, jy doen dit, ek kyk of jy het reg doen. En dan die volgende fase, jy is op jou eie. Dis hoe mentorskap werk, dis die basiese beginsel van mentorskap. So hierdie is baie belangrik, dat ons vandag verstaan, die Here het hulle nie as wese agtergelaat nie. Die Here het ons nie weggegooi hier onder die wolwe in nie. Dit is wel die realiteit, maar hy het vir ons metodes gegee, en hy het vir ons sy gees gegee. Nou goed, pastoor, nou, dit is baie mooi. Volgens my is die swaard die woord van God. Is ek reg? Dis die vergelyking, die symbool van die swaard, is die woord van God. Wat sny tussen murg en been, siel en gees. Wat skei en niemand kan dit weer by mekaar bring nie. Maar omdat dit die woord van God is dit ook die waarheid. Daar drop die pennie. Is ook die waarheid. En dis waaroor die toutrek vanmôre gegaan het in hierdie plek. Want daar's soveel opinies, daar's soveel mense buite, wat hulle eie ding doen. Hulle is al goed uit die woord uit aan, jy kan nie glo nie. Hulle regverdig hulle self uit die woord uit konteks. En wat doen dit dan? Dit water die woord af. En op die einde kan hulle nie verstaan nie, want die Here werk nie mee saam nie. Weet jy, die gevaarlikste plek om te wees is, as jy roeping op jou lewe gehad het, 'n salwing op jou lewe gehad, en jy daai salwing begin verloor, en jy bedien in jou reputasie. Dit is 'n baie gevaarlike plek, want jy is nie altyd in lyn met wat die Here wil doen nie. Daarom moet mens met vrees en bewering gaan. Nou, hierdie skrifgedeelte gaan nou vir julle lees. Dit kom daarop neer, dis geen wonder. Jesus het hier, waar was dit gewees? Lukas 9, sê hy, ek weet nie hoe lank ek met hierdie geslag kan uithou nie. Want kort het hy iets vertel en dan besef hy, hulle verstaan nog nie. Hulle verstaan nie waaroor dit gaan nie, want hulle is vleeslik. Dis nie geestelik ingestel nie. Kyk gou hierdie skrifgedeelte, Hebreërs 4. Dit gaan oor die woord. Hy sê, "For the word of God is living and active and full of power, making it operative, energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit, the completeness of a person, and of both joints and marrow, the deepest parts of our nature, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart." Weet die Here alles van jou? Kan jy iets vir God wegsteek? Nou hoekom loop julle asof julle dit doen? Hoekom, soos ons vanoggend gesing het, wil jy nie God in die oë kyk nie? Jy weet mos as jy stout was, toe jy klein was jy ook stout? Die klein was, jy kyk niemand in die oë nie, want jy is bang hulle sien dit. Jy het gesien 'n hond? As 'n hond stout was, hy maak nie oogkontak nie, want hy weet dis die waarheid. Die Here wil hê jy moet in sy oë kyk, want hy weet klaar alles. Hy weet klaar alles. Hy sê eintlik in soveel woorde, as jy nie in sy oë wil kyk nie, regtig, verstaan jy nog nie? Ek weet alles, maar ek sê jy moet reg te maak. Ek sê jy moet vir jou deur te trek. So hier is my baie mooi. Jy moet die woord eet, praat, slaap, bestudeer, gebruik, jy moet dit lewe in waarheid. Dit is die Here se plan. Want onthou, jy gaan nou hierdie kleed verkoop vir 'n swaard. Swaard is die woord, woord is die waarheid. So dis wat die Here eintlik vir ons oproep na toe, nou waar ons is. Moenie mislei word nie. Konteks. Dis waaroor alles gaan. Nou hoor gou mooi. Satan quoteer ook die woord. Ek gaan dit sê, sorry. Lou Christene quoteer ook die woord. Gaan kyk maar na hulle Facebook posts. Dit is my altyd interessant dat mense, hulle weet hulle doen verkeerd, hulle weet hulle wil nie hoor nie, hulle is hardhorend, dan gaan hulle eie pad, en dan slaan hulle pothol. Volgende dag is daar versie, Facebook, op jou WhatsApp status, nou moet die Here help. Regtig mense, wanneer gaan ons groot word? Wanneer gaan ons volwasse word in die Here? Wanneer gaan ons bruikbaar word vir die Here? As jy meer tyd nie. As jy meer tyd nie. So dis belangrik. Weet jy, die woke beweging, julle ken die alfabetbende. Julle ken daai hele ry
Hulle quoteer ook die woord. Hulle gebruik nogal baie die skrif wat sê, die Here sal verstaan. I've got news for you. Die Here is nie confused nie. Jy is confused. En dis 'n gees. Jy kan nie sê dis 'n gees nie, nee, dis diskriminasie. Jy moet polities korrek wees, jy moet sê, dis 'n siekte. Kom ons los dit net daar. Ek gaan niks verder daar sê, dit gaan my inkrimineer. Islam quoteer ook die woord. Almal quoteer die woord, maar dit is vir hulle eie belange. En meestal uit konteks uit. Kyk gou hierdie opdrag van die Here. 2 Timoteus, hy sê, study and be eager and do your utmost to present yourself to God approved. Tested by trial. A workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing, rightly handling and skillfully teaching the word of. Verstaan julle waar ons tou trek? Verstaan julle hoekom is dit so moeilik? Want ons wil nie altyd die waarheid hoor nie. Maar julle sal die waarheid ken en die waarheid julle vry maak. Dit praat nie net van redding nie. Dit praat van in jou eie lewe ook. Want raai wat, die vyand gaan dit gebruik om jou vrymoedigheid weg te neem. Hy gaan dit gebruik om jou weg te rokkel van die Here. Maar as jy in waarheid wandel, dan kan hy nie. Want hy het nie 'n hendel nie. Draak stil hier, so dis goed. Dis mooi. Alles wat jy nodig het, is opgeskryf in die woord. Alles. Al die waarheid is daar. So jy moet geoefen word daarin. Luister mooi mense, vir die dag waarin ons leef, van vandag af verder aan. Ons gaan nou Paasweek in, Paasnaweek in en alles. Niemand van ons kan sê of dit ons laaste een is nie. As jy kyk wat in die wêreld aangaan, dan moes dit al gewees het. Is ek reg? Dit raak verskriklik erg. Dit raak al hoe erger. Ons sien die goed wat eintlik moet gebeur na die wegraping, is al reeds besig om in plek te val. So dink bietjie hoe naby is dit. Ek hoor nou 'n ouetjie by my in die kantoor, hy sê vir my, pastoor, die Bybel het al gesê die koms van die Here is naby. Nou is dit al oor die 2000 jaar later nog nie gebeur. Die Bybel lieg. Ek sê van Boeta, as dit in die Bybelse tyd al naby was, dink hoe naby is dit nou. Kom ek kry gou die koppie reg. Dink hoe naby is dit nou. Die koms van die Here is hier. En onthou nou, as hy ons kom haal, is ons weg, bruid is weg. Die wat agterbly, jy gaan deur moeilike tye gaan. Dis hoekom ons wil dit nie mis nie. Dis hoekom ons so bid vir die Jode. Ons bid so vir daai Israeliete. So vasgevang is in hulle tradisie, so vasgevang is in hulle tradisionele goed. So kom dit my so grief as mense terugvoeter na die Israeliese leer toe. Vir wat wil jy teruggaan onder die wet? Die Here het die prys betaal. Dis hoekom ons bid vir Israel, ons sê Here, laat hulle U sien as die Messias. Laat hulle U aanneem as die Messias. Laat hulle tot bekering kan kom. Want op hierdie oomblik reg oor die wêreld kom mense by hulle miljoene tot bekering. Maar nie die Jode nie. Want hoe kom? As julle maar net verstaan het. Jesus eie woorde. So ons moet mooi gaan kyk hierna, dis regtig die belangrikste goed. Maar hoekom het hierdie hoofteks dan nou so drasties verander? Daar's 'n beginsel, en ek gaan uit Paulus uit gaan ek vir julle die beginsel wys. Daar's 'n beginsel. As jy as iemand as leier by jou gehad het, hierdie ou het die toon aangegee en het elke ding gedoen. Nou gaan hy persoon weg, wat gebeur? Dit val gewoonlik bietjie plat. Nou jy is suksesvol, as jy in 'n leiersposisie was, en jy gaan weg, en dit gaan net aan. Dan is jy eers suksesvol. As jy weggaan, en alles val plat, dan was dinge nie reg nie. Dan kan jy nie sê, al wat jy op kan roem is, toe ek weg is, toe het alles plat geval. Dan sê hulle, ja, maar hoekom? Wat was nie in plek gesit? Nee, is beginsels. Hier kom 'n beginsel uit die woord uit, en hoor vir my mooi. Julle moenie nou kwaad raak vir my nie. Filippense. 2 Timoteus 2 vers 15. Okay.
Therefore, my dear ones, as you have always obeyed my suggestions, so now, not only with the enthusiasm you would show in my presence, but much more because I am absent. Wat sê hy eintlik? Hy sê, mense het enthousiasme, hulle praat saam, hulle is deel van hierdie gang. Die oomblik toe Paulus loop, toe gaan dit so 'n bietjie agteruit. Toe gaan lê dinge, toe gebeur dit nie meer nie. Gaan hy aan en sê hy, work out, cultivate, carry out to the goal and fully complete your own salvation with reverence and awe and trembling. Luister hier, self-distrust with serious caution, tenderness of conscience, watchfulness against temptations, timidly shrinking from whatever might offend God and discredit the name of Christ. Wow! Dis nou 'n mond vol daai. Wat sê Paulus? Hy sê, dien die Here soos julle hom dien as ek by julle is. As ek weg is, moenie nou ophou nie, moenie nou moeg word nie. Wat gebeur? Mense sal baie keer in gemeentes sien, gelukkig nie by ons nie, baie keer in gemeentes sien, as die pastoor, die hoofpastoor nie daar is nie, dan vy dit so uit, dan sê ouens nie meer getrou nie. Die oomblik as hy terug is almal daar. Hoekom? Dis die mens, dis die mens se natuur. Dis hoe dit is, maar die Here verwag van jou getrouheid, want jy moet in waarheid wandel. As jy in waarheid wandel, wandel jy in krag. As jy in krag wandel, kan enigiets gebeur. Ek gaan vra dat ons band vir ons opkom asseblief. Daar's soveel dinge wat ons hieruit kan leer, maar hier's wat my in my gees getref het uit alles wat ek vanmôre vir julle gesê het. Die Here sê vanmôre, gaan verkoop jou kleed, koop vir jou 'n swaard. Nou julle verstaan, in die Bybelse tyd, daai geldbeld en kosblikkie wat jy gehad het, en goed, het jy onder daai kleed gedra, jy het dit weggesteek. Want jy wou nie gehad het die rowers met dit klein nie. Hulle moet jou nie sien en dan jou aanval nie. Dis mos maar die mens. Nou sê die Here gaan verkoop het. Gaan verkoop daai boekleed. So nou is dit oop en bloot. Want raai wat? Dit is oop en bloot. Want nou is dit lig teen duisternis. Nou het jy die Here nodig. Jy het die gees van die Here nodig om te kan beweeg soos hy wil. En kyk nou net ons servant leader, ons koning wat kom. Dit was daar in waar, Johannes 13. Wat het Jesus gedoen? Hy het sy boekleed uitgetrek en hulle gesalf. Daar's iets wat jy moet prys gee om regtig instrumente in die hand van die Here te wees. Vir die dag waarin ons lewe. Vir hierdie dag waarin ons lewe. Jou reputasie gaan jou nie help nie. Jou vriende wat jy ken gaan jou nie help nie. Dit gaan net moeiliker gaan. Maar as jy die hand van die Here in beweging wil sien, moet jy jou kleed verkoop. Nou pastoor, wat is my kleed? Ek bly julle vra. Die kleed is selfsugtigheid. Die kleed is hoogmoedigheid. Die kleed is arrogansie, hardkoppigheid. Daai kleed is tradisie. Dis dalk godsdienstigheid wat jy vanmôre moet prys gee. It might be the spirit of entitlement. It can be lies, half-truths. It can be sin in your life. Vanmôre in die Power Hour wys die Here vir Mac. Mense wat hier rondloop moet soos vishakke wat in hulle ingeslaan is en hulle terughou en hulle terugtrek. Dit is wat die Here vir ons wys. En daarom sonde doen dit. Sonde doen dit. Dalk is dit die kleed wat jy moet uittrek vandag, want die kleed het dalk die regte kleur. Mense dink anders van jou, maar die Here weet wie jy is. Jy kan vir hom niks wegsteek nie. Ek wil jou waarsku vanmôre, en dis 'n dringendheid in my gees. Ons beweeg in 'n tyd in nou, waar jy getoets gaan word. Elke vlak, elke terrein. En wat moet uit jou uitkom? Die waarheid, die woord van God. Dit gaan alwees wat jou deurdra. Nou kan jy verstaan hoekom sê die Here, verkoop jou boekleed, koop vir jou swaard. Koop vir jou die swaard van waarheid. So ek weet die gees van die Here praat met jou vanmôre in hierdie plek. Ek weet vanmôre, die Here het klaar op jou gedruk en gesê, daar's 'n kompromie,
daar's dit. Ek wil jou aanmoedig vanmôre, ek wil uitroep na jou en ek wil vir jou sê, kry klaar daarmee. Kry daai lap uit jou lewe uit. Kry swaard. Kry daai lap uit, want dit gaan skeiding bring tussen jou en die Here. Dit kan maak dat jy nie 100% kan staatmaak op die beskerming van die Here nie. Want daar's 'n oop deur. Daar's kompromie. Daar is dinge wat jy aangevang het. Kry klaar die afgode in jou lewe. Wat se afgode, pastoor? Intellek. Opinie. Eie wil. My way or the highway. Kry dit uit jou lewe uit. Ons wil kom by 'n plek, ons het vanoggend so mooi uitgeroep en gesê, have it your way. Have it your way, Holy Spirit. Kom in jou eie lewe op daai plek. Dis wat die Here wil gebruik. Ons sien week na week na week, dat mense in hardloop, van buite af, en sê, pastoor, ek weet nie wat dit is nie, maar ek moet my lewe reg kry. Ek het 'n dringendheid in my om my lewe reg te kry. Dan sit mense van buite af. Dan sit baie mense binne in die gemeente, binne in die kerk, en hulle lewens is nie reg nie. Dit is so hartseer, maar daar's 'n dringendheid wat kom. Ek wil vanmôre sê, en ek sê dit met groot respek, onthou nou, ek sluit nie myself uit nie, met groot respek, het ons so dikvellig geword, dat ons nie meer agterkom ons sondig nie. Want wat sê ons? Die Here sal verstaan. God van liefde sal dit oorsien. Hy gaan nie. Hoor vir my, hier's 'n dringende oproep vanmôre. Ons het hierdie song vanmôre gesing, en toe ek hoor, merk hulle gaan dit sing, toe sê ek, yes Here, nou weet ek waaroor dit gaan. Turn your eyes upon Jesus. Ons het vanmôre gesing van, kyk in sy oë, sien die liefde raak, dit is so. Maar weet jy wat? Eendag, gaan jy voor sy troon verskyn. Jy gaan ook in sy oë moet kyk. Hy weet alles. Hy weet jy was vanmôre in hierdie plek. Hy weet vanmôre jy het hierdie woord gehoor. En hy vra, wat doen jy daarmee? Want onthou, almal gaan voor hom verskyn. Ek sê dit altyd, hulle sê van Adam tot nou 121 biljoen mense op die aarde al gewees. Elke knie gaan buig. Die demone ook, al daai goeters, né? 121 biljoen. Dis of links of regs. Daar's nie in die middel nie. Nee, ek gaan my chommy bel nie. Ek gaan gou my invloed hier uitoefen. Jy gaan of loon kry, of jy gaan oordeel kry. Klaar. Dis al. Daar's 'n ewigheid wat wag. En ek wil vandag vir jou sê, as ons gaan nou weer sing, en as ons hom sing, turn your eyes upon Jesus. Kyk in sy oë, sien die ewigheid. Maak reg, laat die Gees van die Here jou oortuig, en dat ons in lyn kan kom. Verkoop jou kleed, kry swaard. Asseblief.